en welkom terug by Namibië sonder grense. Ons kuier vandag in Pole by rugbyspeler Danko Burger. Danko het groot geword in die suide van Namibië en het na sy studies teruggekeer plaas toe, maar het verlede jaar die geleentheid gekry om in Stowatchev te woon en daar rugby te speel. In ons toer saam segment wys en vertel ek julle ook meer van Pole en saam verken ons hierdie mooi land. Ons gesels ook weer met Finkie Lombard in Kanada, wat deel was van episode 20 hier op Namibië sonder grense. Finkie, haar man en hulle 2 kinders woon al die afgelope 20 jaar in Calgary, Alberta. Aan die einde van vandag se episode deel ek ook met julle 'n paar reiswenke ten opsigte van hoe om vlugfoosheid, oftewel jetlag, te hanteer en die gevolge daarvan te kniehalter. Ek deel ook met julle my ervarings hier uit die VSA en wys 'n kort video van my besoek aan die Fort Worth Zoo, wat sowat 7000 diere huisves en beskou word as een van die top dieretuine in Amerika. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism.
Hallo almal, my naam is Danko Burger. Ek is 23 jaar oud en ek woon tans in Pole. Ek het in Namibië groot geword op 'n plaas in die suide, naby Kolgas. En ek was in Elnathan privaat skool, was ek op skool gewees. Ek het in 2016 gematrikuleer en ek is toe daarna op Potchefstroom toe waar ek my graad gekry het in BCom ondernemingsbestuur. Ek het toe daarna die geleentheid gekry om in Bloemfontein Waterkap te gaan speel vir Shimlas. Ek het die seisoen al klaar gemaak en toe is ek vir 3 maande plaas toe waar ek my pa gehelp boer het. Ek het toe die geleentheid gekry om in Pole te kom rugby speel in Europa en ek het dit toe dadelik gevat. Ek het laas jaar September hier aangekom en die dorpie waar ek tans is, sy naam is Sogachev. Dit is so 'n uur van die hoofstad Warsaw wat sentraal geleë is in die land. Nou net om vir julle 'n idee te gee van waar Pole is, dit is in Wes-Europa. Dit is so, aan ons linkerkant, een van ons buurlande is Duitsland en aan die regterkant is Oekraïne. En baie mense vra my hoe affekteer die oorlog ons. En tot vandag toe vir ons, daar was nog enige bedreigings of enige sulke dinge nie. So alhoewel daar baie vlugtelinge die land binne gekom het, is dit nog steeds baie veilig en ons is gerus gestel deur die klub dat niks sal ons veiligheid niks sal gebeur hierso nie. Meer oor Sogachev is die dorpie waar ek woon, soos ek gesê het, klein plattelandse dorpie, ons is so 38,000 inwoners en ja, baie omliggende boere wat hier naby boer en dan al nadeel van so klein dorpie is die Engels. Dis maar moeilik om met die mense te kommunikeer. So mense leer so af en toe leer jy 'n nuwe Poolse woord by. Die klub vir wie ek hier speel, sy naam is RC Orkan. So ons is tans tweede op die punteleer en die kompetisie waarna ons speel is die Rugby Extra Liga. Dis soortgelyk, selfde vlak as die Sokker Extra Liga hier in Pole. Ons is tans 2 Namibiërs wat hier woon. Ek en my neefie, ons bly saam en dan is daar nog 3 Suid-Afrikaners wat ook saam met ons by die klub is. So dis al lekker om bietjie Afrikaans te hê so ver weg van die huis af. Dan die weer is baie onvoorspelbaar. As ek moet sê, een van die aanpassings was definitief die weer gewees, want in Namibië dink mense jy kry koud in die winter, maar toe ek hier aangekom het en ek beleef hoe koud dit hier raak in die winter, die -20, dit is nogals, dit is 'n nuwe definisie van koue. En dan een van die ander uitdagings is definitief die taal. Dis moeilik om basiese dagtake soos om jou fiets se wiel te laat regmaak of om 'n treinkaartjie te koop of om inkopies te gaan doen en jy verstaan niks wat op die boksie staan nie. So dit is nogal 'n aanpassing wat 'n mens moet doen. So jy het maar heeltyd Google Translate wat jy kan gebruik om die woorde dan te translate na Afrikaans toe of in Engels, dat jy dan 'n bietjie meer sin kan maak van dit. Meer oor Sogachev, die dorpie was in die Tweede Wêreldoorlog toe Duitsland vir Pole binnegeval het, was Sogachev, 80% van Sogachev was toe plat geskiet en gebom. En dit is nogals merkwaardig om te sien hoe die mense dit opgebou het. Op daai noot in Pole is daar baie gedenktekens en baie museums wat hulle, dis baie mooi om te sien hoe hulle geskiedenis probeer bewaar van dit waar die mense hier was. Ook as ons bietjie travel en na ander stede, as ons ander stede besoek, die term wat hulle hier gebruik is, hulle gebruik dit is 'n old town. So dis maar die oudste geboue van die land of van die dorp wat hulle gebruik, wat hulle van daai tyd af 60, 70 jaar terug wat hulle bewaar. So daar's wagte dag en nag wat daai geboue oppas.
ander aktiwiteite wat hier is om te doen, as ons 'n afnaweek het of 'n aftydjie, dan besoek ons maar soveel plekke as wat ons kan. En ons was onlangs by 'n waterpark gewees, binnehuise waterpark, dis die grootste in Europa. So dit was ook nogals baie lekker gewees. So my raad vir mense wat pole wil besoek, is maak seker jy het Google Translate op jou foon en maak seker jy pak genoeg baadjies in, want die weer kan net so vinnig verander. Baie dankie. Pole het 'n aansienlike toename in die aantal toeriste ervaar sedert dit in 2004 by die Europese Unie aangesluit het. Met byna 21 miljoen internasionale besoekers dra toerisme grootliks by tot die land se ekonomie. Toeriste-attraksies in Pole wissel van berge in die suide tot strande in die noorde, met roetes van byna elke argitektoniese styl. Al meer toeriste besoek Pole elke jaar en dit is maklik om te sien hoekom. Pole is 'n land met talle historiese landmerke, kleurvolle geboue, ongelooflike natuurskoon en bewonderenswaardige argitektuur. Pole is 'n geskiedkundige land met meer as 100 kastele en 14 wêrelderfenisgebiede. Dit het 'n diverse natuurskoon wat berge, nasionale parke en kuslyne insluit. Dit het selfs 'n paar onverwagte natuurwonders, soos die wêreld se oudste soutmyn. Amper elke stad het minstens een plein en dis 'n gesellige bymekaarkomplek wat byna elke maand 'n ander geleentheid aanbied. Pole is ook een van die goedkoopste lande in Europa vir toeriste om te besoek. Pole is 'n land met duisende jare se geskiedenis, wat sy erfenis ongeskonde kon hou ten spyte van die gevolge van die Tweede Wêreldoorlog, waar tydens baie dele van die land vernietig is. Die Poolse kultuur is 'n belangrike deel van die westerse samelewing en het aansienlik bygedra tot die gebiede van kuns, musiek, filosofie, letterkunde en wetenskap. Die beste tyd om Pole te besoek is Mei, Junie, September en Oktober. Hierdie maande word nie net aanbeveel oor die weer nie, maar ook al die kulturele aktiwiteite wat in die maande volop is. Alhoewel die wintermaande baie koud is dit die perfekte tyd vir toeriste wat die land onder sneeu wil sien. Take a load off and tune into another episode of Brave Namibia as we take a look at both ordinary and extraordinary Namibians. For more information, contact the Synergy marketing team at marketing@synergy.com.na or 061 297 2000. Brave Namibia, for the ordinary and extraordinary Namibians. Volgende gesels ons met Finkie Lombard in Calgary, Alberta. Finkie was verlede jaar op die program en het ons meer vertel van haar en haar gesin se immigrasie en nuwe lewe in Kanada. Kom ons hoor wat is nuut by die Lombards sedert ons laaste kuiertjie. Hey almal, Finkie Lombard weer. Ek het laas met julle gepraat. Ons bly in Calgary, Kanada, in Alberta, die provinsie Alberta. Laas ons met julle gesels het, was dit die einde van ons somer gewees. Dis nou lente hier by ons. Dis groen, die blare begin uitloop, die voeltjies kom terug. 6:30 in die oggend as ek opstaan, is dit lig. Saans 9:00 is dit nog altyd lig. So dit is sit sommer so op in jou stap. Die ander lekker ding wat verander het, is dat ons het nou familie hier. My neef se stiefdogter het hiernatoe getrek. Sy en haar man bly so 6 km van ons af. En dit is so lekker om familie hier te hê. Dit is lekker as hulle vir ons vertel wat gebeur op die plaas waar ek as kind groot geword het, waar my oom hulle gebly het. So dit is baie lekker vir ons. Ons het Februarie saam met hulle gaan ski vir 'n hele naweek en dit was baie lekker geweest. Die ander ding, hierdie jaar is April se weer, het ons regtig seesiek gemaak. Verlede Vrydag het dit 20 cm gesneeu. Maandag aand kon ek en my man gaan stap met ligte baadjies aan
Ons het 3 muledeers gesien wat hier rondloop in die neighborhood. Ons het 'n moes gesien. So die weer was in April maar verskriklik op en af gewees. Ander lekker ding wat gebeur het met die Calgarians, ons ijshockeyspan, die Calgary Flames, het baie goed gedoen. So hulle is gaan na die playoffs toe, hulle is in die top van hulle divisie. Die playoffs hier werk so, die beste span in die divisie speel teen die swakste span in die divisie. Hulle speel die beste uit 7 games uit, so hulle speel letterlik elke tweede aand. Dit maak ons lewe verskriklik opwindend, want hockey hier is baie groot. En dit is so lekker atmosfeer, almal gaan crazy, dis regtig lekker. Die Red Mile gaan weer oop wees, die Red Mile is 'n straat, 17th Avenue, hulle maak het toe tussen 2 punte, en van een punt na 'n ander punt, en daar's 'n klomp kroë en restaurante, en almal is met hulle Flames jerseys daar, almal party, almal geniet dit, en hulle het die nuwe Calgary Flames, die Red Parking, ek kan nie onthou wat dit is nie, het hulle weer oopgemaak, wat beteken ons kan almal gaan hockey kyk daaronder, dis gratis toegang, hulle het vermaak, en so dit verander die stad se hele atmosfeer is die playoffs. Die mense is hier regtig vreeslik mal oor hockey. So die playoffs beteken as ons nou uiteindelik wen, dan wen ons die Stanley Cup, wat nou so sê maar die Karibeker is van rugby. En ons is natuurlik deel van Amerika, ons in Amerika is deel van die NHL. Ons het elke stad het 'n span. Ons aardsvyande is die ander Alberta span van Edmonton, wat so 300 km noord van ons is, en dan natuurlik Vancouver se span, die Vancouver Canucks, wat wes van ons is. Ek is net so bly ons het hulle gewen, en ons is baie beter as hulle. Julle moet maar saam met ons duim vashou, laat die Flames die Stanley Cup wen. Ek sal vir julle op hoogte hou, moenie worry nie, julle sal hoor of hulle dit gewen het. Was lekker om weer met julle te gesels, en laat dit goed gaan. Vlugboosheid is niemand se speelmaat nie, en hoewel dit nie vermy kan word nie, is daar 'n paar wenke om die uitwerking daarvan te verminder en jou sommer vinnig weer soos jouself te laat voel. Vlugboosheid is 'n uiterse moegheid en ander fisiese simptome wat ervaar word na 'n lang vlug oor verskeie tydsones. Hier is 5 wenke om jou van vlugboosheid te red. Wenk nommer 1. Verander die tyd op jou horlosie en selfoon na die tyd van jou bestemming sodra jy op die vliegtuig klim. 2. Afhangende van die tydsverskil, begin 'n paar dae voor jou reis, vroeër of later bed toe gaan. Wenk nommer 3. Drink baie water voor jou reis, gedurende jou vlug en wanneer jy jou bestemming bereik het. Navorsing toon dat dehydrasie simptome kan vererger. 4. Probeer om by jou oefenskedule te hou en oefen dieselfde tyd as wat jy gewoonlik by die huis hou. En nou vir ons laaste wenk, nommer 5. Moegheid is baie algemeen en dit is oukei om middagslaapies te vat wanneer jy jou bestemming bereik het. Maar maak seker dit duur nie langer as 30 minute nie. En so kom ons aan die einde van nog 'n lekker episode van Namibië sonder grense. As jy wil deel word van ons internasionale gemeenskap of weet van Namibiërs wat in die buiteland woon, stuur gerus my 'n e-pos na christine@bbkane.com.na. As jy na ouer episodes van Namibië sonder grense wil kyk, gaan eenvoudig na www.networkmediahub.com. Ek sien julle almal weer volgende week.
AITSA is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne. En dit maak AITSA 'n lekker ding. Kyk AITSA maande om 18:30 op NTV, oneup2.com, as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrica.com. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism.